boek geskrywe, die evangelie, baie detail beskrywing gegee het ook van die wondergeboorte van die Here Jesus Christus. Ons gaan daar vanaf hoofstuk 2 van ons verse 35 tot by vers 35 môre saam lees. Terwyl ons so in afwagting is vir die woord van die Here, kom ons sit net so, kom ons buig op ons hoofde. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie vir hierdie groot voorreg vanmôre om in die teenwoordigheid te kan wees. Dankie dat ons kan weet, Here, U is daar vir ons. U het beloof, U sal ons nooit vergewe en ons verlaat nie. En toe U daar na die hemel toe opgevaar het, het U vir ons die Heilige Gees gegee om onder ons te kom woon en in ons te kom woon, sodat ons ook Immanuel, God met ons kan beleef. En dit is deur hierdie wondergeboorte waar alles dan begin het met die beloftes in die Ou Testament wat hiernatoe gegaan het tot op hierdie hoogtepunt en dan ook dit wat daarna gebeur het. En ons wil vir die dankie sê dat ons vanmôre die voorreg het om dit nog te kan herdenk. Dankie dat ons vanmôre dan ook hier by mekaar kan wees. Daar is ander wat graag hier ook gewees het, wat gelukkig nie hier kan wees nie. Daar is ander wat gekies het om nie hier te wees nie. Maar Here, ons is hier vanmôre en ons wil vir die dankie sê vir die kosbare woord wat ons nou gaan lees. En Here, laat U net weer opnuut in ons harte kom opgewonde maak oor hierdie wondergeboorte van die Here Jesus Christus. En dat U vir ons sal kom seën ook dan so in ons lewens. Ook so vir ons as gemeente. Here, ons het U baie nodig en daarom bid ons dat U seëninge ook so oor ons sal uitgestort word. Dankie Here dat ons ook U naam kan aanroep vanmôre. Dankie dat ons hierdie diens ook op die regte wyse kan begin het, deurdat ons al reeds by die huise gebid het, voor die tyd gebid het, en nou ons harte tot U geref het met hierdie liedere te sing, en nou in gebed, en dan na die woord wat U met ons gaan praat. Kom seën dan hierdie woord vanmôre in elkeen van ons harte. Ons loof U wonderlike en heilige naam. Amen. Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou dat U, Here, U diensknegt, nou laat U, Here, U diensknegt gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U heil gesien het, wat U berei het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting vir die nasies en tot heerlikheid van U volk Israel. En Josef en Maria het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken van weerspreking sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En tot sover uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Vir die doel van ons boodskap gaan ons vanmôre na hierdie paar verse kyk.
wat die Here vir ons op hierdie Kersdag dan ook wil kom leer. Die aand toe die engel aan Maria verskyn het, is sy glad nie eens bewus gewees van wat oor haar sal kom nie. Jong meisie, 'n maagd wat nog nooit by 'n man was nie, pragtige jong dametjie, en daar verskyn 'n engel aan haar, en ons lees daar in Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 30, en die engel sê vir Maria, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Dit was die boodskap aan Maria gewees. En toe hierdie seentjie gebore is, het hulle hom ingebring ook om te handel volgens die wet vir die besnydenis. En uit hierdie boodskap van Maria en die boodskap van Simeon wil ek vanmôre dan met u praat oor Kersfees, 'n boodskap van hoop. Kersfees was vir my nog altyd baie spesiaal. Van kleins af was dit vir my 'n baie spesiale tyd gewees, 'n spesiale dag. Ek sê gestaan vir Peter, ek kan nie glo môre is Kersfees nie. Dis net asof die jaar so vinnig aan die gang is en 'n mens mis amper weer daardie kinderopgewondenheid van Kersfees. Maar weet jy, selfs die wêreld wat niks met die Here Jesus Christus te doen wil hê nie, maak ook Kersfees iets spesiaals. As ons dit sien op die televisies en in die koerante en op sosiale media, wat maak die mense in die wêreld van Kersfees? Nou, Kersfees is 'n tyd van familie, is 'n tyd van saamkom en saam wees, is 'n tyd van vrede en 'n tyd van vreugde. Dis hoe dit verkondig word ook dan in die wêreld. En eintlik is dit nie baie ver van die waarheid af nie. Want dit is wat die Here Jesus Christus graag wil kom doen het. Hy wil gehad het daar moet weer hierdie wonderlike eenheid en eensgesindheid moet wees in families en gesinne, in gemeentes, waar daar vrede en vreugde in mense se harte weer sal opvlam. Maar dit is jammer dat mense die werklike boodskap van Kersfees verdraai het. Simeon het hierdie woorde aan Maria gegee. Hy sê daar in verse 34, en Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. So baie mense gaan val vir hierdie boodskap en tot 'n teken van weerspreek sal word. Hierdie kind, Jesus Christus, wat gebore word, en hierdie wonderlike maagdelike geboorte, word so weerspreek deur die wêreld. 'n Profetiese uitspraak alreeds na die dag van vandag toe. Hierdie wondergeboorte van Jesus in 'n stal en in 'n krib waar hy neergelê was, is nie die einde van hierdie Kersverhaal nie. Dit was maar net die begin gewees. Hierdie verhaal gaan ook voort vanaf die krib na die kruis. En dit is hier waar Simeon dan ook vir Maria gesê het, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstand vir baie in Israel en tot 'n teken van weerspreking sal word. En hierdie kind gaan moet betaal vir die sonde van die mensdom. Maar die kruis was nie die laaste deel van hierdie wonderlike Kersboodskap nie. Want van die kruis het dit voortgegaan na die kroon. In hierdie hele verhaal het daar 'n hoop vir die mensdom. Dis nie net 'n wondergeboorte van 'n babatjie wat in 'n krib gebore is in 'n krib neergelê is en nou is dit verby nie. Ons kan nooit die Kersboodskap skei van die kruisboodskap nie. En nooit die kruisboodskap skei van die verheerliking van Jesus toe hy opgevaar het na die hemel nie. Daarom is daar hoop in hierdie Kersboodskap. Hoop dra die betekenis van om aan iets vas te hou. Dit is hoe ons as mens aan iets moois, aan iets goeds wil vashou. Dis wat hoop beteken.
As ons gaan kyk na die Griekse woord hoop in die Bybelse konteks, dan is dit so iets soos om 'n begunstige en 'n versekerde verwagting te hê in die toekoms, al sien ons nie nou die uitkoms nie. Dit is wat die Bybel ons wil kom leer. Hierdie hoop, hierdie gunstige versekering, 'n verwagting in die toekoms, al sien ons nie nou die uitkoms nie. Hierdie verwagting kan slegs in hoop verander wanneer dit op die beloftes van die Here Jesus Christus gebou word. Dan is dit hoop, goddelike hoop. En wat is die grootste verwagting? Wat is die grootste hoop wat 'n mens ooit kan hê? Dit is waar hy die ewigheid gaan wees. Baie mense vermy hierdie vraag, want hulle wil nie daaraan dink nie, want hulle mis daardie sekerheid, daardie hoop op dit wat gaan kom. Ons sien daar in 1 Johannes 5 verse 11 en 12, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. So waar is die ewige lewe? In die Seun Jesus Christus. Vers 12. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Eenvoudig, hoe Johannes dit vir hulle beskryf het in die sendbrief van hom. As ek die Here Jesus Christus in my lewe het, dan het ek die ewige lewe. En daarom kan ek in die hoop staan van die ewigheid ook dan hierna. Nou in hierdie paar verse in ons skrifgedeelte vanmôre is daar 'n wonderlike boodskap van hoop wat daar vir ons elkeen opgeteken is. Kersfees, 'n boodskap van hoop. En ek wil net 3 gedagtes daar in die middel laat vanmôre uit hierdie tema, 'n boodskap van hoop. Die heel eerste uit hierdie gedeelte wat ons sien is 'n hoop in 'n saligmaker. Hoop in 'n saligmaker. Ons sien daar in Lukas 2 vers 25, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag. Daar was 'n verwagting in sy hart, daar was 'n hoop in sy hart aan hierdie vertroosting, aan hierdie saligmaker wat moet kom. Hierdie woord vertroosting verwys na 'n persoon wat vertroosting sal bring vir die mensdom, dat daar troos in hom kan wees. Die woord beteken iemand wat geroep is vir 'n spesifieke taak, om die saligmaker te kan wees. Ons sien in Johannes 14 vers 16, staan daar geskrywe, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Here Jesus Christus het hierdie woorde gesê aan sy disippels. Hy sê, ek gaan tot die Vader bid, dat hy vir julle 'n ander trooster sal stuur. Met die dat Jesus dan weet, hy gaan opvaar na die hemel, kan hy nie die mensdom alleen agterlaat nie. Hulle het dan hierdie vertrooster dan verwag, die saligmaker Jesus Christus. Hy gaan 'n ander trooster dan ook stuur. Wanneer ons dan gaan kyk na hierdie vertrooster, die saligmaker Jesus Christus, het hy opgevaar na die hemel en het hy 'n ander trooster gestuur. Wie was die ander trooster? Hy sê daarso in vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hierdie ander trooster, as ons gaan kyk na die woord ander, is 'n besonderse woord. In Grieks is daar 2 woorde vir ander, dis heteros en allos. Nou heteros beteken, dis totaal iemand anderste wat verskillend is, maar allos het die betekenis van, dis 'n ander persoon, maar hy's presies dieselfde. Dis wie die Heilige Gees is. Hy is 'n ander persoon wat gekom het van God die Vader af, presies dieselfde as Jesus Christus. Die bediening van die Heilige Gees was om ons te kom leer wat Jesus as saligmaker kom doen het. Dis die doel van die Heilige Gees. Ons kan nie nou ander betekenisse aan die werking van die Heilige Gees gee nie.
Ons kan nie nou 'n bediening van die Heilige Gees verwag nie. Die Bybel sê daar baie duidelik in vers 20, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Heilige Gees, die trooster wat gekom het, dieselfde as Jesus, gaan ons kom leer en sal ons kom herinner aan alles wat Jesus dan self gesê het. Simeon was 'n ooggetuie van Jesus wat dan gebore is. En ons kan hierdie getuienis van Simeon ook as geloofwaardig aanvaar, omdat die Bybel vir ons sy kriteria gee van hoe sy lewe was. Vers 26, hy sê, vers 25, skiet op, en hy het nou daar gesê, hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. So Simeon, in God se oë, dis Jesus, wat dit vir ons laat opteken het. Hy was regverdig, hy was vroom, en hy het die vertrooster verwag. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En daar kom hierdie getuienis van Simeon ook uit na ons toe vandag, dat die saligmaker Jesus Christus was gebore gewees. Hierdie getuienis is vandag die boodskap van hoop, omdat die Messias, die saligmaker, gekom het. Daarom die boodskap van Kersfees is 'n boodskap van hoop. Dit is hoop in 'n saligmaker, 'n ewige saligmaker wat gekom het. Maar dit gaan ook verder na die tweede gedagte toe, hoop in saligmaking. Jy sien, daar is 'n verskil in die saligmaker en in saligmaking. En ons sien dit in die woorde van Simeon daar in vers 32. Hy sê, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. Jesus Christus, die saligmaker, is die lig. Hy is lig. Hy het dan ook verligting gebring vir die nasies. Die saligmaker kom en verlig ons as verlore sondaar mense, sodat daar saligmaking hier in ons harte kan plaasvind. En saligmaker gaan oor om in die lig te wandel, omdat Christus die saligmaker die lig is. Nou kan ons nie in die duisternis wandel en sê ons is in die lig nie. Dan het ons nie gemeenskap met die saligmaker nie. Die Here Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Hy het sy lig ingeskyn in die duisternis van die sondige wêreld, soos toe dit alles verwoes was en woes en leeg gelê het, en die Gees van God oor die aarde gesweef het en gesê het, laat daar lig wees, so het Jesus Christus, toe hy die dood uit opgestaan het, die lig in die wêreld ingeskyn van die saligmaker. En daarom is 'n belofte en 'n hoop dat daar vir ons saligmaking kan wees. Jy kry dit nie outomaties omdat Jesus aan die kruis gesterf het en nou kan ek lewe soos ek wil nie, ek kan maak soos ek wil nie. Nee, saligmaking kan slegs by die saligmaker ontvang word. Hy is die lig wat geskyn het in die duisternis vir al die nasies, ook in u en my gedagtes in ons harte. Hy was geopenbaar aan die kruis en het die vernederende, wrede dood gesterf vir die sonde. Hy het 'n duur prys betaal. Hierdie klein babietjie wat gebore was in haglike omstandighede, het gesterwe in haglike omstandighede vir jou en vir my, vir niemand anders. Hy het dit gedoen vir jou en vir my. Sy dood het aan die mensdom die geleentheid gegee om ook in die lig in te kan kom en die geskenk van saligmaking te kan ontvang. Dit is wat hy vir ons kon doen het. Daar is geen ander saligmaker wat die mens kan red van die duisternis as die Here Jesus Christus self, die saligmaker nie. Baie mense probeer hard om hulle eie saligmaking te bewerk. Hoe meer ek vir die Here doen en hoe harder ek vir die Here werk en hoe meer ek bid en hoe meer ek dit doen, probeer hulle selfgemaakte
saligmaking vind, maar hulle gaan dit nooit kry nie. Want ons kan nie uit ons eie uit die saligmaking bewerk nie. Ons probeer God te beïndruk deur ons werke, maar die saligmaking kan ons nie ontvang nie. Romeine 3 vers 23 sê die apostel Paulus, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek as 'n sondaar mens kan niks doen om God te beïndruk nie. Ons kan nie die heerlikheid van God ervaar as ons nog in die sonde is nie. Daarom het ons Jesus, die saligmaker, nodig om die saligheid te ontvang, sodat ons in die lig kan kom, sodat ons ook dan gaan getuig van die Here Jesus Christus. Saligmaking lê opgesluit in die korrekte hantering met ons sonde toestand. Die Here Jesus Christus het met sonde gehandel aan die kruis. Daarom kan ons ook met die sonde handel op God se termes en God se meriete, nie op ons eie meriete en ons eie manier nie. Nou is daar saligmaking in Christus Jesus vir ons beskikbaar. Hy het as saligmaker gekom en hy bied nou die saligmaker vir elke mens wat in geloof na Jesus toe kom vir die saligmaking. En sonder daardie saligmaking is daar nie 'n ewigheid saam met Christus. Die enigste saligmaker wat saligmaking kan bied. Saligmaking gaan nooit oor wat ek gedoen het in my redding nie. Ek kan nie sê, maar ek het my hart vir Jesus gegee nie. Ek het my hart. Nee, Jesus het my hart verander. Ek het net 'n keuse gemaak. Ek het nie Jesus aangeneem nie. Ek het op 'n keuse gekom en die saligmaker ontmoet. En my sonde besef. En dit bely aan Jesus Christus. Alleen omdat hy vir my gesterf het. Omdat hy wat gebore is as 'n mens sonder sonde na die kruis toe gegaan het en daar betaal het met sy lewe, met sy bloed, maar ook uit die dood uit opgewek is, en wat na die hemel toe gevaar het, is daar vir my saligmaking beskikbaar. En ek my sonde voor hom bely. Sien, liewe vriende, daar is hoop in 'n saligmaker, wat die wêreld so na smag. Hulle smag na 'n wêreldleier om vrede te bring. En hulle mis die Jesuskind wat in die krib gelê het. Daar is hoop in saligmaking, omdat daar 'n saligmaker is. En dan die derde gedagte wat ek by julle wil laat, hoop in saligheid. Om verseker te weet, ek het die saligheid ontvang. Dis wat hierdie wil vir ons kom leer. Ons sien dit daar in verse 34. En Simeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstaan vir baie. In hierdie kindjie, hierdie babietjie, gaan daar saligmaking wees. En almal wat dit besef en in Christus is, kan die sekerheid hê van saligheid. Hierdie was 'n profetiese woord aangaande die kruis wat gewag het. Nou die heel eerste belofte van hierdie saligheid dat daar sekerheid kan wees, was al reeds vir ons by die sondeval gesê, toe die Here daar ook met die duiwel gepraat het. Hy praat daar in Genesis 3 verse 15, waar God sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hy praat nou met die Satan. Hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hier word gepraat van twee nasies. Hier word gepraat van die kinders van God en die kinders van Satan. Baie duidelik twee verskillende gesinne wat hiervan gepraat word. Die kinders van God kom uit die vrou, Eva. Uit Eva se genageslag
was Jesus Christus, die saligmaker, gebore. En in Christus, die saligmaker, is daar dan nou saligmaking beskikbaar. En almal wat uit Christus gebore is kinders van God. Daarom is dit so belangrik, die wedergeboorte. Want wedergeboorte gee ons die geleentheid om kind te word van God. Om in Christus te kan wees. En om hierdie belofte van die verlosser te kan ontvang. Die saad van die vrou, Jesus Christus, wat gebore is, wat in 'n krib gelê het, wat kruis toe gegaan het, wat verheerlik is op die kroon. In hom is daar ook geleentheid vir elke mens om kind van God te word. Die kind van die duiwel is die wat Christus verwerp. Die gelykenis van die onkruid praat die Here Jesus juis oor die kinders van Satan, daar in Matteus 13 vanaf vers 24. Duidelikheid vir die kinders van Satan en hoe hulle lyk en so aan. En een van die kommentaarskrywers het hierdie opmerking gemaak. Hy sê mense wat voorgee dat hulle ware gelowiges is, maar eintlik namaaksels is. En hoe baie gevaarlik is hierdie mense wat voorgee dat hulle kinders van God is, maar nie deur God weergebore is. En wat maak dit jou? Kind van die duiwel. Nie kind van God. Kind van God. Daar is 'n saligmaker. En die saligmaker het jou salig gemaak, sodat jy die sekerheid kan hê dat jy daar is waar die Christus jou wil hê. Die hoop in saligheid lê in die kruisboodskap van Christus. Toe hy die werk van die duiwel verbreek het en die werke vernietig het en die mens vrygemaak het van die bande van die sonde. Jy sien uit onsself, hy kan ons nie loskom van daai bande nie. Christus het dit bewerk en in Christus kan ons loskom daarvan. Die kind van die duiwel is die mens wat Jesus Christus verwerp as die saligmaker en op hulle eie geregtigheid die saligheid probeer bewerk. Deur goeie werke, deur dinge wat ons doen, maar ons mis die punt. Lukas 2 vers 35 wat vir ons sê, ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Hier het Simeon direk gepraat met Maria, die moeder wat nou geboorte gegee het aan hierdie Jesus kind. Sy as die moeder van die Messias gaan gedurig met smarte deurboor word oor haar seun. Sy het deur Jesus se lewe, deur sy bediening, gesien hoe moes hy gelei het, verneder gewees het, gemartel was, aan die kruis gehang het, sy was daar aan die voete van Jesus. 'n moederhart wat gebreek het vir die toestand wat haar baba seentjie in moes wees, en wat hy moes gelei het. Bybel sê hy is meer soos 'n mens gelyk nie. En hierdie Jesus hang in 'n kruis. En hy sê vir sy moeder, daar is die seun. Hy verwys na Johannes. Maar hy alleen kan die saligmaker wees. Die mense wat dan in Christus is, wat uit Christus gebore is, kind van God geword het, sal weet wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het. En ons sal gedurig ook herinner word aan wat Jesus vir my gedoen het, omdat ek daai sekerheid het in my hart, dat Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy 'n werk in my gedoen het, en ek deel is ook van sy gesin. Die Kersboodskap is 'n boodskap van hoop vir alle mense vandag. Vir die hele wêreld is hier dieselfde boodskap wat nog nooit verander het nie, nog steeds daar vir die hele wêreld. Ook vir ons vandag wat hier is. 'n boodskap waarin daar vir ons 'n belofte is van hoop. Daar is hoop in 'n saligmaker wat reeds daar vir ons gebore is. Daar is dan reeds saligmaking vir ons in hierdie saligmaker wat vir ons betaal het aan die kruis. En daar is hierdie sekerheid wat ons in ons harte kan hê van hierdie saligmaking.
En wanneer ons die sekerheid het, dan gaan ons lewens inrig, soos wat die saligmaker dit wil hê, want hy het ons salig gemaak. Hierdie hoop van Kersfees is 'n deel van u lewe. Hou u nog vas aan die hoop vir die ewigheid hierna? Of gaan u net hierdie lewe deur en hoop maar vir die dag van môre? Hoop maar op die tydelike en die dinge van hierdie lewe? Of lewe u in die hand van die Here Jesus Christus, hy wat gebore is in 'n stal, haglike omstandighede, wat gemartel is aan 'n kruis vir jou en vir my? Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my hart vir Jesus Christus? Die Here Jesus Christus gaan ons kom haal. En ons gaan alleen voor hom staan. Hoe gaan hy ons ontmoet? Mag die Here in die hart kom werk in hierdie Kersdag. Mag die Here vir u kom seën, ook met hierdie wonderlike Kersboodskap van hoop, sodat u ook hoop kan hê vir die dag van môre. Amen. Here Jesus, baie dankie.